Goeiedag. Ons het laas donderdag gepraat oor ons verhouding met ons Vader. En as julle mooi onthou, het ons gesê, as jy waarlik glo in Abba, word jy verander deur sy Gees en dra jy die vrugte van die geloof, soos weergegee in Galasiërs 5 vers 22. Om geestelik te groei is nie iets wat per ongeluk gebeur nie. In vandag se gejaagde lewe met 'n wêreld wat ons so besig probeer hou, sodat ons nie tyd het vir die geestelike groei, is dit nie iets wat net so van self gaan gebeur nie. Net soos 'n boer sy vee versorg, sodat hy 'n goeie prys kan kry, en 'n tuinier sy mooi tuin moet versorg, as hy wil hê daar moet mooi blomme wees, so verg ons verhouding met die Messias ook aandag. Moet ons tyd in die woord spandeer en toegewy wees aan die Vader. Ons moet geestelike dissipline toepas in ons daaglikse lewe. Ons moet gewoontes kweek wat ons sal help om te kan stil word en te luister na die Heilige Gees se stem en om in Vader se wil te leef. Ons moet absoluut gedissiplineerd wees in ons daaglikse omgang met die Vader, en daarom moet ons gesonde gewoontes kweek, sodat ons in 'n sterk en langdurige verhouding met hom kan wees. Een van die beste maniere om in 'n verhouding met die Vader te wees, is om daagliks stilte tyd te hê, waar jy tyd in die woord spandeer en in gebed met hom gesels. Ek en my vrou doen dit elke aand saam, en in die oggend dan hou sy alleen en ek alleen met die Vader stilte tyd. Dit is ook nodig vir jou om dan die verse wat jy lees te oordink. Julle kan dit bespreek en bietjie dieper soek na die mening daarvan, deur gebruik te maak van Bybelstudie Bybels of op die web te soek. Ek gebruik byvoorbeeld die Bybel Hub en eSword. Daar staan nie verniet in Matteus 18 vers 20, waar Jesus sê, want waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek in hul midde. Hierdie is ook die tyd wat jy gebruik om jou hart oop te maak teenoor Vader, en om te vra om jou te lei in die woord in jou daaglikse lewe. Doen selfondersoek en indien nodig, bely dit wat nie reg is nie, of wat jy dalk kon verkeerd gedoen het. Ons kan net vrede kry as ons sondes bely en vergifnis vra. Ons moet ook daarin probeer om altyd te luister na die woord en gehoorsaam te wees aan die Vader se opdragte. Onthou, Abba kyk na hoe ons ander behandel en hoe diensbaar is ons in sy werk. Vader kyk of ons ander lief het en help sonder om iets terug te verwag. Want as jy vir iemand iets doen en jy verwag selfs net 'n dankie, dan doen jy dit met die verkeerde gesindheid. Ek weet, ons almal verwag daarom net 'n dankie, maar om ontstel te raak, as ons dit nie kry nie, wys dat ons soek selfverheerliking. Daai ek spandeer met ander gelowiges tyd en gesels oor die woord. Op so 'n manier kan julle mekaar aanmoedig, saam leer en die belangrikste saam bid. So verseker ons ook dat ons groei en kennis en geloof optel. Daar staan nie verniet in Hosea 4 vers 6, my volk gaan ten gronde weens gebrek aan kennis. Gaan gereeld kerk toe, woon Bybelstudies by en sorg dat jy die woord van God ken en verstaan. Want dit is die enigste manier hoe jy die vyand sal wen. Dis die enigste manier hoe die vyand jou nie sal onderkry nie. So Vader wat in die hemel is, Here, dankie dat ons weer vandag voor U kan staan. Here, dankie dat ons weet dat dit wat ons soek in U woord is en dat ons net moet gaan lees. Dankie vir die Heilige Gees wat U gegee het om in ons te woon en ons te help
Al wat ons moet doen, Here, is om ons ore oop te maak. Seën elke luisteraar. Ek bid dit in Jesus naam.